Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vanoggend het ek die preek getitel Die vyand van ware gemeenskap. En so dis waar ek wil begin. Ek wil begin met die vraag, wat dink ons is die vyand van ware gemeenskap? Was dit dalk COVID? Die isolasie oor daai tydperk, was dit wat gemeenskap so verswak het en tot 'n groot mate afgebreek, dat ons nou sukkel? Ek dink ja, tot 'n mate. Was dit tegnologie, skerms, fone, iPads, smart TV's gepaard met die enormiteit wat ons aan hierdie goeie spandeer? Social media, YouTube series, al hierdie goed, is dit wat gemeenskap in gevaar stel? Ek dink dis verseker anders as 50 jaar terug, toe jy moes praat met jou bure. Jy moes op pad inkopies toe praat met die mense. Jy moes kerk toe gaan, want as jy dit nie gedoen het nie, was jy alleen. Het jy nie vriende gehad nie. Dis verseker anders as dit. Ons hoef nie meer al daai te doen nie. Dalk is dit maar net die individualistiese beweging van die laaste 50 jaar in die westerse wêreld met ons hoë mure, ons klein, ons private lewens. Ons so geïsoleer van 'n groter gemeenskap af in die westerse wêreld. Dalk was dit. Ek dink dis heel moontlik al hierdie goed het gemeenskap in kerk seer gemaak, maar vanoggend wil ek vir ons wys uit God se woord dat nie een van hierdie goed die grootste vyand is tot gemeenskap nie. Nie een van hierdie goed is die eintlike vyand tot ware Bybelse moenie my verkeerd verstaan nie. Ek dink ons moet tog besef dat daar het 'n onmenslike hoeveelheid dinge plaasgevind in die laaste 10, 20, 30 jaar, wat ons wel probeer wegruk van gemeenskap af. Die tyd het verander en ons moet besef. Dit lyk net nie meer soos wat dit gelyk het nie. En gegeewe dit alles, het ons weggeval van 'n ideaal af. Maar die tyd het so verander, daar's net 'n disconnect tussen ons en ware gemeenskap van die heiliges. Dit is waar. Maar en hierdie is belangrik. Ons grootste vyand is nooit ons omstandighede nie. Ons grootste vyand is nooit ons omstandighede nie. Nee, dit begin altyd binne ons. Dit begin altyd binne ons. En dis wat ek wil hê ons moet vanoggend sien. Die grootste vyand tot ware Bybelse gemeenskap lê hier by ons, naby aan ons, in ons. En so vanoggend, soos wat ons Filippense 2 gaan uitpak, gaan ons na twee dinge kyk. Ons gaan onsself weer herinner aan wat ware gemeenskap is, waarna toe is ons op pad met hierdie reeks, wat wil ons bereik? En tweedens, wat is die vyand tot dit? Wat is die vyand van ware gemeenskap? Dis wat is besig om teen ons te werk? En dan gaan ons afsluit met net weer om ons oë te vestig op Jesus en te sien hoe hy ons genees en ons red van hierdie vyand af. En so in die eerste punt in, wat is ware gemeenskap nou weer? Wat is die gemeenskap van die heiliges? In vers 1 en 2 hou asseblief julle blaadjies byderhand. Ek sal graag wil terugverwys na God se woord toe. Dis nie my woord nie. Maar as julle kyk na vers 1 en 2, sal julle sien Paulus roep die kerk, die kerk in Filippense. Hy roep die kerk na ware Christelike toe, gemeenskap toe. Gemeenskap toe wat bemoedigend is, encouragement in Christ, wat liefdevol is, wat vol simpatie en empatie is. Soos wat dit uitspeel, is dit fisies 'n stukkie hemel op wat hy hulle na toe roep in vers 1 of 2. Want dis wat Christelike gemeenskap is, dis 'n stukkie hemel op aarde. So ek lees weer vir ons vers 1 en 2. Hy sê, so if there is any encouragement, any comfort from love,
Any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind or being of one mind, having the same love and being in full accord and of one mind. Hy roep hulle eintlik om te onthou wat waar is van hulle. So if there is any encouragement, hy 'n sterk retoriese vraag om eintlik te sê, onthou hoe baie julle het om op staat te maak, om 'n liefdevolle gemeenskap te wees, van bemoediging, empatie en liefde. Baie julle het, dis eintlik beter om dit te stel, en van die kommentators wat ek gelees het, sê dit direk so, dis eintlik beter om dit so te stel, as surely as you have, Philippians, as surely as you have encouragement in Christ, comfort from love, participation in the Spirit, affection and sympathy for one another, as surely as you have, vat dit net 'n stap verder, en wees 'n gemeenskap, vanuit hierdie dinge, wat gekenmerk is, deur eenheid, en liefde, en omgee, en genade, en vergifnis. Gebruik hierdie dinge om 'n stukkie hemel op te wees. Hy sê julle het encouragement in Christ, bemoediging in Christus. As jy daaraan dink, hoeveel ons het in al die beloftes wat ja en amen is in Jesus, hoeveel ons het, om onsself enige gatheid op te tel, om mekaar deur daai beloftes uit enige gatheid op te tel, om die mense in ons lewens wat nie gekerk is nie, wat buite die kerk, hoeveel beloftes ons in Christus het om hulle uit hulle gat uit te gaan optel. Dis wat bemoediging is, tel iemand op, bou hulle op. Comfort from love, as jy dit is diep troos van liefde, dat vloei uit liefde. Ek dink daar's 'n spesiale veiligheid in ware gemeenskap. Daar's 'n spesiale veiligheid om te weet, net om oortuig te wees dat daar mense is wat regtig hier waar ek is. Hulle ken my regtig. So daar's troos, want ek hoef nie bang te wees nie. Ek kan deur die moeilikste van tye gaan en ek weet, daar's diep troos in die liefde van hierdie gemeente. Any participation in the Spirit. As surely as you have participation in the Spirit, hoofletter S. Soos wat ons hier sit, elke Sondag. Dis wat hy sê Sondag. Elke ontmoeting, elke gesinsgroep, elke DNA groep, elke keer wat julle by mekaar kom, neem julle deel aan die werk van die Gees in verhouding met mekaar. Julle participate met die werk van die Gees. En dit sê ook nooit alleen nie. Die Gees, die Heilige Gees is besig om hier te werk. Om lewe, om mense van uit dood na lewe te bring, om ons te verlos van ons sondes, om ons nie te maak, om ons te maak sodat ons mens kan lyk. Ons neem deel daaraan en ons hoef dit nie, ons is nooit alleen nie, die Gees is 'n gemeenskap. En laastens, as surely as you have affection and sympathy. Ek hou nogals van die NIV. Ek dink hulle gebruik die woorde tenderness and compassion. Tenderness and compassion. Soveel soos wat die kerk 'n plek is van empatie, van sag wees met mekaar, tenderness. Jy weet, daai moeite doen om te verstaan waardeur mense regtig gaan sonder om hulle eers te veroordeel. Op die basis van oppervlakkige do's en don'ts. Dis nie wat dit ons moet wees nie. Dis nie dit nie. Dis affection and sympathy. Dis wat ons hier het. Nou, julle sê nee, Johan, dis nie hoe kerk lyk nie. Ek sê, Paulus sê, dit is. As surely as you have these things. Al hierdie goed sê Paulus, hierdie is Christelike gemeenskap, hierdie is ware gemeenskap. Paulus sê eintlik inherent in kerk is hierdie goed. Dis ingebou in die kerk se DNA. Dit kan nie anders wees nie. Die Jesus wat ons red en die Gees wat ons nuut maak, beteken dit kan nie anders wees nie.
Natuurlik, as ons dink aan die evangelie en alles wat vanuit die evangelie af uitvloei, natuurlik is daar baie bemoediging, liefde, krag in die gees, simpatie, genade en vergifnis, inherent, gebou in die DNA van wat die kerk is. Natuurlik. Al hierdie goed vloei uit Jesus uit. Maar ek dink die punt wat Paulus probeer maak is, Filippense, gebruik dit. Wees wie julle is in Christus. Access dit. Dit is daar, gebruik dit. Die krag van die Gees is in julle. Moet dit nie mors nie, sien wie julle is, sien wat julle in staat is om te kan wees. Al die goed vloei uit die evangelie uit. Lewe dit uit. Access dit, gebruik mors nie. En dit is wat dan maak hy die punt in vers 2, hy maak die punt, hy sê, dit lei na eenheid en liefde toe. Wanneer ons toelaat dat al die goed uit die evangelie uitvloei, die krag van die Gees, die affection en sympathy en genade, die comfort from love, dan sê hy, complete my joy, vers 2. Vat dit net 'n stap verder, maak dit vol. Complete my joy then by being of the same mind and of one mind. Hierdie goed lei na ware Christelike gemeenskap toe, en dit is ook ware Christelike gemeenskap. Paulus sê, Ligpunt, ons het alles evangelie. Om 'n powerful, verenigde gemeenskap te wees van liefde, soos 'n goed geoliede masjien wat saamwerk, 'n stukkie hemel op aarde te wees in die midde van 'n gebroke wêreld. Dis wat Paulus vir ons sê. Hierdie of being of same mind, having the same love, being of full accord, dis amper die idee van 'n tou, wat saamgebind is met elke stukkie garing wat saamwerk, om sterk te wees. En dis die doel, dis die ding wat God se woord ons wil gee, soos wat ons half in die middel van hierdie reeks is. Dis die doel van die tye verander. Soos wat die COVIDs van die lewe nog gekom het en nog gaan kom, nog gaan baie seker goed wees in die lewe. Dis die realiteit van die gevalle wêreld waar ons bly, soos wat hierdie goed ons nie vergeet, waarna toe God se woord ons roep nie. Hierdie is die gemeenskap van die heiliges. Ons word geroep om 'n verenigde familie te wees, van liefde, genade, omgee. Ons word geroep om in alle tye 'n stukkie hemel op aarde te wees in hierdie gebroke wêreld. Dis die kerk. En dit beteken vir ons as kerk dat die herinnering moet wees, gegeewe alles wat aangaan, gegeewe ons omstandighede en hoe die tye verander. Dit beteken ons moet weer hoor vir hierdie om waar te kan wees, moet ons deel wees. Punt. Ons moet deel wees. Ons moet betrokke wees. Ons moet hier wees, in persoon, met mekaar. Ons moet dit nou ongemaklik is, gegeewe dat ons baie gemaklik was, sonder mense moet ons weer onsself bietjie druk om onsself oop te maak vir ander mense. Ons moet onsself oopmaak vir die verhoudings wat natuurlik wil kom, kerkgemeenskap. Ons moet toelaat, nie net onsself oopmaak vir ander mense nie, maar ons moet onsself weer 'n bietjie druk om weer deel te raak van mense se lewens. Die realiteit, hierdie goed is vind alles plaas in verhouding. En dit beteken God se visie vir gemeenskap dit kan nie plaasvind deur YouTube nie. Ek sê maar as jy op YouTube kyk. Dis nie. En weet jy, verder eintlik, God se visie vir kerk beteken ons kan nie net vinnig kerk toe kom vir 'n geestelike inspuiting en dan vinnig weer uitwaarts sonder houdings nie. Dis nie kerk nie. Kerk is nie die preek nie. Kerk is nie die preek nie. Kerk is familie. Kerk, egte liefde en omgee, wat gebou word soos wat ons 'n lang tydperk met mekaar spandeer.
Kerk is verhoudings, dit is om geken te word en om ander te ken. Dis om te vergewe in die moeilike tye, want enige familie beklei. Enige ware familie beklei. En so ek wil hierdie punt met twee verse wat ek dink my help net om die punt huis toe te dryf van hoe kragtig God se woord eintlik hieroor praat. En so lees saam my die eerste in Handelinge vers 44 of van vers 44 af. Hierdie is die vroeë kerk. Die Heilige Gees het neergekom en die kerk is gebore. Okay? Die kerk is gebore en hierdie is wat ons lees. Hierdie is wat die kerk was in die heel begin. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day attending the temple together, day by day, and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. In die tweede ene is Jesus se woorde aan sy disippels voor sy kruisiging. En hierdie is hoe belangrik ware gemeenskap is. Hy sê, a new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You are also to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you love one another. Die punt daar is bloot, hoe kan die wêreld weet wie Jesus is en hoe sy liefde as hulle dit nie hier sien nie. En so dit lei ons eintlik na die tweede vraag toe, wat is, okay, dis ware gemeenskap, dis wat ons soek, dis die ideaal, wat hou ons terug? Wat maak dit so, gebruik ons nie alles wat inherent in die evangelie uitvloei om 'n ware gemeenskap te wees nie? Hoekom gebruik ons dit nie? Wat is die ware vyand van ware gemeenskap? Direk na vers 1 en 2, en hierdie is die tweede punt. Direk na vers 1 en 2, roep Paulus hy roep hulle na ware gemeenskap toe, en dan direk daarna in vers 3 en 4, kyk saam met my, lees saam met my, hy sê, nothing out of selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. So hierdie is die ding wat eintlik gemeenskap afbreek. Selfish ambition, conceit, counting yourselves more significant than others. In kort is die vyand, die ware vyand van gemeenskap is trots. Natuurlik het ons omstandighede en gebeur het die laaste paar jaar, natuurlik het dit gemeenskap moeiliker gemaak, maar trots was nog altyd gemeenskap se ware vyand. En ek gebruik die woord vyand doelbewus, want die idee wat ek wil kommunikeer is dat trots is nie soos daai lelike bank in jou sitkamer wat dit laat dinge bietjie lelik lyk, maar dis net daar. Dis net daar. Dis nie hoe trots werk nie. Trots is erger. As iets wat net half die hele kamer so 'n bietjie afbring. Nee, trots is meer soos die termiete in 'n houthuis. Ons steek dit weg, dis agter, maar dis besig om die hele huis eet van binnekant af na buitekant toe. En as ons dit lank genoeg los, sal dit die huis in mekaar laat stort. Dit sal die huis, dis 'n vyand, dis wat ek probeer sê, trots is aktief teen ons te werk, soos wat ons probeer bou aan ware gemeenskap. En dis die punt wat Paulus in hierdie verse presies maak. Hy sê, nederigheid, humility, so nederigheid en liefde die kerk op. Okay, dit bou die kerk op. Maar terselfdertyd breek trots. En die idee dat enige een van ons enigstens belangriker as enige iemand anders hier, daai idee
breek kerk af. En dis hard. Ek wil regtig hê ons moet sien hoe dit werk. As julle baie van julle het al deur hierdie gewerk, Intuit Community. Dis 'n boekie wat julle by die kontakpunttafel kan kry. Ek stel dit voor. Ek dink van die gesinsgroepe is selfs al besig om deur dit te werk. Maar Gospel Centered Community is ook 'n groot rede agter hierdie reeks en ons gebruik dit vir hierdie reeks. En ek wil na 'n tabel toe in Gospel Centered Community. Kyk saam met my. Hierdie is hoe nederigheid die kerk opbou en trots die kerk afbreek. Okay? Ons sien daar heel bo trots/consumer versus nederig/dienaar, servant. Okay? Vir die een trots is gemeenskap gelyk aan iets wat funksioneel is. I am in the center. I value church, community and relationships for how well they function to fulfill my needs and desires. And if they don't function or fulfill them. Teenoor die nederige dienaar, gemeenskap is gelyk aan transformerend. God is in the center. I value church community as a means to transform, as a means to transform according to God's will. A means waardeur God my verander en ander verander, and to serve others as God is transforming them. Die trotskant weer, consumer, ek is in die middel, what's in it for me? Teenoor, how can I serve others? Of wanneer weer trots, who's going to relate to me? Who's going to meet my needs? Teenoor, how can I serve others? Of how can I relate to and meet the needs of others? Dis soortgelyk. Die trots gravitates towards people who have something to offer, of recognizes everyone in the body has something to contribute. Trots is gedienaar, empowers others. En die boekie vat dit nog 'n stap verder en dit praat van verskillende tipes trots wat ons vind in die gemeenskap. En ek dink hierdie is belangrik want ons het 'n spesifieke idee van hoe trots lyk. En so die boekie praat van arrogant pride en fearful pride. En arrogante trots is, ek dink die een wat ons meer onsself vereenselwig, ons verstaan dit. Dis iemand wat bietjie dominerend is. Hulle voorspinies af. Hulle moet gehoor word. Hulle moet beheer neem. Kyk so bietjie neer op die mense om hulle. Maar dan is daar ook die ander tipe trots, fearful pride, wat baie meer terugstaan, baie bang is. Maar bang is omdat ek myself moet beskerm. Vat nooit kansse nie, wil nooit uittreë en dien of deel wees of intree in gemeenskappe nie, want ek wil nie hê mense moet sien wie ek regtig is nie. Dis meer 'n passiewe trots. Maar it's a fearful pride. En soos wat ons na die tabel kyk en die twee vergelyk, kan julle sien hoe al twee mentaliteite aktief besig is in die kerk. Hierdie is hoe trots uitspeel, hierdie is hoe nederigheid uitspeel, waarna toe Paulus ons roep. 'n vat mentaliteit breek gemeenskap af, want wanneer almal vat, los dit almal met leë hande. Almal is moeg. Almal gee, almal is uitgetap, almal voel alles is moeite. Want ek moet net heeltyd almal vat net. Ek's uitgebrand, ek's teenoor, ek is nie eintlik so belangrik nie. Ek is nie eintlik so belangrik nie. 'n Gee mentaliteit. Waar almal meer het as wat hulle weet wat om maak, want hulle is in 'n gemeenskap waar almal net heeltyd gee. Hierdie is ons geleentheid, Ligpunt. Hierdie is ons geleentheid om terug te keer na God se wil toe vir kerk. Om werklik die gemeenskap van die heiliges te wees, om werklik 'n stukkie hemel op aarde te wees. Maar vir dit moet ons radikaal anders werk. En grootendeels beteken dit, ons moet almal hier met 'n oortuiging uitstap dat kerk nie gaan oor my nie.
Kerk gaan nie oor my nie. En as ons net vir 'n oomblik vat en dink wat die nagevolge wil wees, imagine wat 'n getuienis dit sal wees vir 'n wêreld wat so selfsugtig is. Om deur die deure te loop van 'n kerk wat met hierdie oortuiging lewe. Kyk gou mooi saam met my na vers 4 weer. Vers 4 sê, let each of you look not only to his own interests, but the interests of others. So in hierdie vers sien ons, en ek wil hê ons moet dit sien, dat God se woord sê, nie jy moet glad nie aan jouself dink nie. Moenie glad nie aan jouself dink nie, jy aan jouself dink, veral in die moeilike. Ons gaan juist deur moeiliker tye. Maar wat God se woord wel sê is, jy kan nooit net aan jouself dink nie. Sien julle dat in hierdie vers, ten minste so toe ek het gelees, toe word ek weer bewus van die feit dat grootendeels is ons 'n gemeenskap van mense wat, ons hande is vol met kinders en werk, en dis besig. Dit voel nie asof daar 'n gap ooit is nie, ons is klaar moeg en oorlaai. En dit beteken dat soos wat ek gepreek het julle al lankal vir julleself begin sê, ek kan nie. So moontlik. Ek kan nie dink in die gegewe waar ons is as 'n familie, ek kan nie enigstens dink aan om meer te doen nie. Maar sien dat dit oukei is. God gun jou die besige seisoene van jou lewe. Maar sien ook dat ons nie net aan onsself mag dink nie ooit nie. En net is die sleutelwoord daar. Dit beteken al voel dit onmoontlik, wil ek ons ouers uitnooi wat se lewens klaar gehos is. Ek wil ons ouers uitnooi om God te vertrou. Om God te vertrou dat hy sal voorsien as ons probeer gee van onsself weer. It is always more blessed to give than to receive. Hy sal voorsien. Hy sal voorsien. As ouers is net in my hoop dat ons nie in die gat sal val waar ons alles gaan oor ons nie. Alles gaan dis net hier, dis net hier in hierdie plekkie. Alles ek wil ons verhoed om nie dit te wees nie. Al voel dit onmoontlik, wil ek ons uitnooi, tree uit hoe God sal voorsien, sodra jy en julle weer probeer uitreik en deel wees en betrokke sal wees. Regtig betrokke sal wees om mense in julle lewens in te nooi, in die chaos in te nooi. En ek wil hê julle moet trou en sien hoe hy sal voorsien, hoe hy die lewe juis, omdat julle weer bereid is om te gee, hoe hy die lewe mooier en ryker sal maak as wat jy ooit jouself sou kon indink. Die res van ons, ek wat nie kinders het nie, ons het nie 'n verskoning nie. Ons het nie. Die punt van die preek is, ons spandeer dalk net, nie dalk nie. Ons spandeer net bietjie te veel self. Ons spandeer net bietjie te veel tyd op onsself. En dis wat Paulus hier vir ons almal probeer sê, die beste medisyne vir selfsug is om ander sigtig te wees. 'n Quote hier van Gospel-centered community, Bible op sommer boekie, julle, Bible op sommer boekie. So lees saam my. That say, those who trust God to meet their needs are free to consider the needs of others. They discover this gospel paradox. As long as I'm looking to get my needs met, I will never get my needs met. But when I begin to meet the needs of others, when I begin to live for them instead of for myself, God graciously takes care of my needs in the process. Ek dink nie, maak ook wie ons is of waar ons is in die lewe. Ek weet nie hoekom dit so is nie, maar dit is wat God in die heelal ingeskryf het. Dit is net so, en ek sien dit oor en oor, almal wat baie vat, en dit lyk asof hulle alles het, en hulle lyk altyd leeg, en asof hulle met leë hande staan, ontevrede. Terwyl die wat ek in die lewe sien, wat hulle lewe uittap verander, hulle lewe lyk net voller, ryker,
En dit het meer is en hulle lyk gelukkiger en ek dink dit is belangrik vir ons om te sien soos wat ons die liefde nie of ek nie tyd het nie. Nee. En so hierdie bring my na die laaste toe en ek wil afsluit met Jesus. Wat maak ons met die feit dat ons selfsug en trots so natuurlik kom vir ons? Wat maak ons met dat soos ek preek ek insluitend meer en meer ongemaklik begin voel het oor hoe moeilik hierdie is en hoe ver dit voel vir ons om regtig te dink aan geleenthede dien en buite die kerk. In die volgende paar verse, die laaste paar verse hier, gee Paulus vir ons die antwoord. Wat maak ons met ons selfsug? Hierdie is van die rykste verse in die Bybel. Asseblief lees dit weer saam met my. Kyk in julle blaadjies, vers 5 tot 11. Paulus sê vir ons, Ligpunt, have this mind among yourselves, which is yours in Christ, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men and being found in human form, humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed so that at the name of Jesus, in heaven and on earth, confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ligpunt, have this mind among yourselves. Dink soos hierdie, meer as dit, lewe vanuit. Maak hierdie jou hart, soos wat dit Christus se hart was vir jou. Dit is, al is ons die selfsugtigste in die hele skepping. Ons, die mens. Ek bedoel, ons het alles gehad. Alles. Ons het die perfekte lewe in die perfekte plek, met die perfekte voorsiening, in die perfekte verhouding met God en die wêreld en met mekaar. Ons het alles gehad. Ons wou nog gehad het. Ons wou God self wees. Dis wie ons is. Ons wil God se plek vat. Meer as dit, ons wil hom dood hê, sodat ons koning kan wees, sodat ons die wêreld kan bou wat vir ons sin maak, sodat ons eie koninkrykies kan bou. Dis juist wat die wêreld elke dag probeer doen, dit probeer vir God doodmaak en uit die prentjie uithaal, sodat die mens kan koning wees van sy eie lewe en wêreld en koninkryk. En dis die hart van trots, selfsug in ons. Niemand moet in my pad staan nie. En vanuit die tuin tot nou toe het ons selfsug homself net oor en oor bewys en erger word. Dis wie ons is en hierdie is die mind wat Paulus ons na toe uitnooi. Al was ons die mense wat dit die minste verdien het. Hoor wat het Christus kom doen. Hoor wat het God vir ons kom doen. Hy was God. Maar hy het nie sy godheid, hy het nie vasgehou aan sy reg om God te wees nie. He did not count equality with God a thing to be grasped. Hy het homself leeg gemaak, uitgetap. Letterlik tot die dood toe. Vir ons selfsug. Taking the form of a slave. Tot die dood toe vir ons, vir die selfsugtigste ding in die hele. God word ons slaaf om ons te dien in ons nood vir ons redding. Hy is behalwe aan homself dink. Al is hy die enigste een met die reg om dit te doen. Die minste verdien. Ligpunt. Hierdie is die gevaarlike ding van trots. Dit maak ons so blind. Trots maak ons so en ons eie. Dit maak ons so blind vir die nood van ander om ons, want alles gaan net oor ons. Ons sien niks anders nie. Dit beteken ons sien nie vir Jesus nie. Ek sê af, nee. Ons sien nie vir Jesus nie.
Want hoekom wil ek vir Jesus sien? Ek kort hom nie, ek's nie so bad nie. Ek's nie so bad, ek's nie so trots nie, ek's nie so selfsugtig nie. Ek soek hom nie, inteendeel ek soek hom nie. Dis wat trots doen. Dis wat trots doen. Ek skree nie op julle nie, ek praat net hard nou. Ek wil julle my hoor. Ek wil julle my hoor. En ek wil regtig heel goed sien, Ligpunt. Ons het 'n keuse. Ons het regtig 'n keuse. Dankie, Lukas. Ons het 'n keuse vanoggend. Die evangelie sit 'n keuse voor ons. Ons kan aangaan in ons trots, blind vir ons sondes, en ons kan aanhou glo ek is nie so bad nie. Ons kan aanhou handel met God asof geloof 'n reeks besigheidstransaksies is, omdat ek X vir God doen, moet hy Y vir my doen. En dan wanneer deur dik of dun ons leer dat dis nie hoe God werk nie, kan ons kan ons rug draai op hom. Asof dit sy skuld is. Ons kan daai roete volg. Dis opsie 1 of opsie 2. Ons kan onsself se sondes vanoggend erken. Regtig erken. Heilige Gees, maak ons oë oop en help ons erken. Maak ons blinde oë oop om die gat te erken waarin ons lê weens ons selfsug. So opsie 2 is, ons kan ons oë oopmaak en erken dat ons selfsug spesifieke mense in ons lewens en heel moontlik in hierdie gemeenskap seer gemaak het. Ons kan dit erken. Ons erken dit, ons sien dit. En dan in daai oomblik van bitter waarheid kan ons vanoggend toelaat dat Jesus ons kom bedien in ons gebrokenheid. Ons laat toe dat Jesus ons dien, ons vergifnis en genade. In plaas daarvan om hard te werk, want ons het 'n onderliggende skuld wat ons heeltyd tuister en ons probeer onsself heeltyd bewys. Ons kan toelaat dat hierdie neerdalende Jesus wat neerkom so laag soos die disippels se voete was, dat hy ons vuil. Ons laat hom toe vanoggend om ons vuil toe kom was. Ons laat toe dat die seun van God laag kom, so laag soos voete was, vernedering tot die dood toe, 'n dood wat ons verdien het. Om ons te kom vergewe vir hierdie selfsug. Ons kan dit oorlaat aan hom. Jesus, vergewe my. Ek bely my selfsug. En ek aanvaar, dis vernederend, maar dis die punt, dis wat trotse mense nodig het, ons kort die vernedering. Dis die medisyn. Dis die opsies wat Jesus voor ons lê vanoggend, dis die opsies wat God voor ons lê, en ons moet iets kies. Ons moet iets kies. Om uit te stap en niks te kies nie, is om iets te kies. Ons moet iets kies. En so ek sluit af met hierdie. Dis nog een laaste sin uit Gospel-Centered Community. Net een laaste sin. Dit gaan nie vir julle opkom nie, so kort sin. Rob Thune said, we need to give up and allow Jesus to serve us in the ways that we so desperately need. Hoekom? Want tensy ons op daardie vlak gedien word, sal ons nooit 'n kerk kan wees. Ons sal nooit die kerk kan wees wat God wil hê nie. Ons sal nooit die kerk kan wees in hierdie gebroke wêreld wat radikaal dien nie. Ons sal nie kan nie. Ons sal nooit ware dienaarskap kan verstaan tot ons nie die diep dienaarskap van Jesus aanvaar het nie. Nie regtig nie. So kom ons bid saam en vra dat help. Almagtige God, genadige Heer, ons dankie dat U seun gestuur het, liewe Jesus, ons dank U dat U neergedaal het tot die laagste punt toe van vernedering,
om ons te kom ontmoet in ons selfsug. Vader, my enigste gebed is dat U regtig ons die geleentheid sal gee, nou, na die diens, by die huis, in môreoggend se stilte, in 'n rit huis toe, ergens waar ons alleen kan wees, om U vergifnis werklik te kan ontvang, om dit nie net te hoor nie, maar om dit te kan ontvang, om hierdie radikale liefde te kan ontvang. En mag dit ons verneder. Mag ons verneder, sodat ons 'n kerk kan wees, 'n stukkie hemel op aarde, vir die gebroke wêreld om ons. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.